Hallo, my naam is Heitjie Berg. Ek is 'n akteur, entrepreneur, noem dit wat jy wil. Maar ek het gekies om dit te wees. Ek het ook in die verlede al baie verkeerde keuses gemaak. Een van hulle was om die dwelms in mekaar te raak. Ek het die hele wêreld blameer. Ek het my ma blameer, ek het my pa blameer, ek het my omstandighede blameer. Maar op die einde van die dag moes ek self verantwoordelikheid aanvaar het. Suid-Afrika het 'n ashoop geraak vir dwelms en dwelmhandelaars. 'n Onlangse vrystelling van United Nations Drug Report noem Suid-Afrika as een van die dwelmlande in die wêreld. In 1995 was daar 125 dwelmsyndikaate in ons land. In 2007 438. In 2010 oor die 700 word daar gesê. Sedert 1992 tot 1995 het dwelmgebruik onder jong mense gestyg met 600%. En daai syfer is nou by 1100% en besig om te styg. 21% sal dagga op 'n gereelde basis rook. 60% sal behandel word vir dagga misbruik in rehabilitasiesentrums. 27% sal eksperimenteer met LSD, Mandrax en ecstasy. 37% van tieners verkies partytjies waar dwelms gebruik word. 42% tussen die ouderdom van 15 tot 18 sal heroïne gebruik. 42% van tik is die hoofkeuse van dwelmmisbruik in die Kaap-provinsie. As ek vandag terugkyk, was dit 'n ongelooflike dom en hartseer keuse wat ek gemaak het. Dit is genade dat ek vandag hier so lewendig staan. En ongelukkig is daar nog steeds baie jong mense wat hierdie keuse maak. Van die ouderdom van 12 tot en met 15 heroïne gebruik. Ek het op 14-15 met ecstasy begin. En dit het na cat en coke toe gegaan. En toe begin ek met heroïne. Ek geëksperimenteer van die ouderdom 12 af, deur tot nou toe, met al die dwelms wat jy kan aanmoontlik dink. Ek het begin op dagga en drank en toe opgeëindig op meth. Ek het begin met weed rook en ek het geëindig met heroïne. Maar ek sou sê dat dagga is maar die dings, is die algemene dwelm. Maar as 'n mens van dwelms praat, dan moet jy ook alkohol en tabak ook inbring. Ek het begin by cat en oorgegaan na rocks toe. Ek het geëindig op crack, cocaine, rocks soos hulle dit noem op die straat. Ek het alles probeer, cat, coke, dagga, alles. Maar uiteindelik moes ek eerlik met myself begin raak het. As die partytjies verby was en daar was nie meer buddies gewees of vriende nie en 'n onttrekking het gekom en die depressie, was daar niemand meer om te blameer nie. Dit was my keuse gewees. Ek moes na my deel in die ding gekyk het. Jy moet self daai keuse maak want niemand anders kan jou help nie. Bly so ver weg van drugs af as jy kan. Want drugs vernietig 'n lewe. Korttermyn en verseker langtermyne. Daai gebruik die heel eerste keer is totaal geheel en al jou eie keuse. En die gevolge daarvan is ook joune, jou verantwoordelikheid om uit te sorteer. Daar is verskillende redes hoekom mense dwelms gebruik. Ek het dit gebruik want ek dink ek is cool, ek is macho en die feit bly staan is die eerste keer as jy dit vat is dit ongelooflik lekker. Maar dit is die illusie daarvan. Dit maar alles begin met die tipe vriende wat ek betrokke by was. Te veel kuier. Ek het iets daarin gevind wat ander mense soek, dalk in die Here of in die kerke. Maar dit gaan altyd oor die pa-figuur wat nie daar is nie. Die kommunikasie met die familie, met die gesin is baie swak. Daar's 'n rebelsheid in die kind wat bonatuurlik is eintlik, want dis nie 'n normale rebellie nie. Ek het met verkeerde mense die mekaar geraak. Jy vind daai kamstige geluk. Ek het 'n baie lae selfbeeld gehad. Mense te impress, vinniger in 'n groep in te kom. Dan baie van hierdie ouetjies kom uit haaglike huislike omstandighede. En hulle loop met 'n klomp seer in hulle rond. Mens kan nie sê jy word 'n dwelmverslaafde as gevolg van 1 of 2 redes nie. Daar kan omstandighede by die huis wees, daar kan druk wees, daar is ongelooflik baie redes. Die feit bly staan, dit is alles skyn. Dit is alles 'n illusie en dit breek jou geestelik en liggaamlik af. Of jy nou begin met sigarette, of jy met dagga begin, of nou oorgaan na ecstasy, LSD, heroïne, amfetamines, cat, tuk, whatever, heroïne. Dit raak erger. Weet jy, op straat is dit oral beskikbaar. Jy kan deesdae in 'n restaurant sit en jou dealer bel op jou selfoon en hy sal dit vir jou in die restaurant by die tafel kom aflewer. As jy begin sal dit by partytjies wees wat mense vir jou aanbied, ander vriende of plekke waar jy gaan kuier en goeders. Ons kan nou hier uitloop en kolonnade toe gaan en jy sal dit by die vloeimark oor in die pad kry. Dit is oral beskikbaar. Vrylik beskikbaar, nagklubs, kroë, enige plek. Garages, as jy by garage stops, kan jy mense vra om dit kry. Kry sê het kry. As jy drugs soek sê het kry, maak saak wat jy doen, ja. En mense moenie in ontkenning hieroor
deur die dag gaan. Jy kry dwelms oral. Jy kry dit op die straat ook, jy bel deesdae jou dealer, hy kom na jou huis, jy kry dit by sportbyeenkomste, jy kry dit by parties, jy kry dit oral. Dit is 'n absolute feit dat alle dwelmverslaafdes ly aan ontkenning. En hoe dit gebeur is, ons begin die goed te gebruik, dan begin ons dit te misbruik. Raak ons afhanklik daarvan en dan raak ons verslaaf. En jy het nie 'n plan nie, daar's niks meer om te steel nie, daar's niks meer om te verkoop nie, daar's net plainweg niks nie. Jy het rock bottom geëet, daar's niks nie. Dit het al my gevoelens doodgemaak. Jy is heeltemal die teenoorgestelde van wat jy wie en wat jy moet wees. Baie van hulle beland in die gevangenisse. Die polisie wat hulle arresteer, hulle gaan nie normale pad soos 'n wetsoortreder gaan hulle moet stap. En dis die hartseer, want dan kom hulle by geharde kriminele in die gevangenis en baie dinge gebeur daar. As hulle op skool begin, maak nie hulle skoolloopbane klaar nie. Ek het ongelooflike simptome gewys. My joints was seer geweest. Ek het die bloed deur my are gevoel. Ek het naalde in my arms ingedruk. Ek was nie by die huis gewees nie. My ma het nie na my gekyk nie. Hulle het my baie min gesien. Ek het 'n loopmaag gehad. Ek het krampe gehad. Ek het depressie gehad in die oggende. Ek het 'n ongelooflike angs gehad. Ek het mense se lewens gesien verwoes. Wat verwoes, hulle verloor alles. As jy vir 3 dae nou nie gebruik het nie, dan is dit soos die ergste verkoue wat jy kry, maal dit met 10. Dit is waardeur jy gaan. Dit is baie pynvol. In die 10 jaar wat ek dit nou al gebruik het, het ek nou operasies gehad op my linkerkant se nier, 6 operasies gehad, ek het al tande verloor. So jy neek jouself langtermyn sleg op as gevolg van drugs. Ek is self het 6 keer al geoverdose op heroin. Ek weet nie hoekom ek nog lewendig is nie. Ek moes seker vroeër oop kaarte met my ma gaan speel, maar ek was te bang. Ek was bang om na hulle toe te gaan want ek het gesteel, ek was 'n dief, ek was 'n leienaar en ek het geweet daar gaan ongelooflike gevolge daarna wees. Baie ouers sal die kind wegjaag van die huis af, wat vertaal is, jy doen nie dit nie. Moenie die ding self probeer aanpak en uitsorteer nie. Jy gaan dit nie reg kry nie. Hierdie mag van die dwelm is baie sterker as wat jou kind se wilskrag is. Ek het natuurlik 'n ongelooflike rock bottom geslaan. Ek was so hol soos kan kom. Ek was maar, ek het 78 kg geweeg. My pa het my gelukkig gevat en ek is rehabilitasiesentrum toe en ek het skoon gekom. En dit was ook net genade geweest. Die rede hoekom hulle sê dwelms is verslaafbaar die eerste keer as jy dit vat, is dat as jy dit die eerste keer vat, beteken dit nie jy gaan die volgende dag dit weer vat nie, maar as dit weer oor jou pad kom, dan gaan jy dit weer vat. En daai gaps raak al hoe korter en korter en korter. Ek het alles verloor. Ek het my familie verloor, ek het myself verloor, ek het my selfrespek verloor, ek het alles wat ek in my lewe het. Dwelms het my hele lewe verwoes. As jy 19, 20 is en jy kom baie in die lewe, gaan jy vir jouself sê, maar plaas het ek net. Plaas het ek. En vandag sit ek hier en ek sê, plaas het ek net. Dit het my verwoes. Plaas het ek. Sy was nie so gelukkig geweest nie. Sy was skoon geweest vir 'n ruk en toe het sy weer 'n keuse gemaak en sy het weer opgetel en sy is oorlede. Ek was self skoon vir 8 jaar en 10 dae voor my 8 jaar skoontyd verjaarsdag. Toe besluit ek weer ek gaan weer optel en ek het in 'n jaar het ek alles verloor en ek was amper dood. Dit is net genade wat ek hierso sit. Dit is regtig erg om alles te verloor en om geen hoop te hê nie. Dit is nie lekker as jy nie familie het wat by jou staan nie. Ek weet hoe dit voel. Dit is nie lekker as jy nie vriende het nie. Dit is nie lekker as daar geen hoop is nie. En as jy so dop voel nie. Dit is nie lekker as jy depressief is nie en as alles so donker is nie. Want aan die begin was dit lekker en dan raak dit soos 'n nagmerrie. Maar ek sê vir jou daar's hoop. As ek dit kan regkry, kan jy dit regkry. Baie mense kyk na ons en hulle kyk na my en hulle dink, "Hytjie, jy doen so goed en jy doen so great." Baie min mense ken die struggle daar agter. En dit is 'n daaglikse keuse. En as jy sukkel daarmee, daar's ontsaglike hulp daar buite. Daar's 12-stap programme, daar's goeie rehabilitasiesentrums, daar's aptekers wat na julle wil kyk, wat na die families wil kyk. Daar is baie hoop daar buite. Die apteker is die ideale persoon om jou te kan bystaan met hierdie tipe van probleem. Indien hy dit nie kan doen nie, is daar handleiding beskikbaar waarin inligting vervat is. Die handleiding is natuurlik ook beskikbaar aan die publiek. En indien selfs dit nie help nie, is daar instansies gelys in die boek waarby die persoon vir professionele hulp kan aanklop. So, die vraag is nou net, wat kies jy? Ek kies die lewe, ek kies blydskap, ek kies vryheid. Ek hoop jy ook.